Amen. Kijk, kom sit dit so en nou open ons met gebed. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanaand het om net weer eens uit die woord te kom leer. Here, u woord het soveel diepte, soveel rykdom. En Here, u woord is vir ons 'n lig vir ons pad. Dit leer ons om beter te verstaan, om dieper te verstaan, dieper in te sien. En Here, daarom wil ek ook vanaand bid, Heilige Gees, dat u vir ons vanaand die woord sal oopbreek. Dat u ons vanaand sal help en sal lei en sal leer. Here, dat ons 'n dieper verstaan van die woord gaan hê. Dat dit vir ons meer sin gaan maak. En Vader, vanaand behandel ons 'n baie belangrike lesing wat vir ons 'n beter verstaan gaan gee van Jesus se volbringde werk aan die kruis. En daarom wil ek bid, Here, dat u vanaand hierdie woord sal seën. Heilige Gees, dat u dit vir ons sal kom oopbreek en vir ons verstaanbaar sal maak. En Here, daarom wil ek ook vanaand bid vir die leiding en ek wil vra, Heilige Gees, dat u tot die hart en die siel en die gees sal spreek, Here. En Vader, ek wil u loof en ek wil u prys, dat u woord vir ons gegee is, om ons te lei en om ons te leer. Heilige Gees, laat u vanaand hierdie woord vir ons kom leer, en ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die boek van Hebreërs het baie diepte, in die sin van om te verduidelik wat het Jesus aan die kruis gedoen, hoe het hy die offerstelsel vervul. Nou ons hoor baie male, dat hy die wet vervul, hy die offerstelsel vervul, hy het al die dinge gedoen. Maar hoe het hy dit gedoen? Wat beteken dit? Wat was die gebruik gewees? En dis waar ek vanaand bietjie met ons wil gesels. Ek wil bietjie met ons gesels. Nou, julle het al seker gehoor van een van die feeste van die Jode wat hulle noem Yom Kippur. Nou in hierdie toe die fees nou hier ingestel was dit nie bekend gewees as Yom Kippur of die Groot Versoendag nie. In hierdie geval het dit eers later van tyd het dit daai benaming gekry as gevolg van die erns van die saak waarmee die volk dit genader het, dat dit eers genoem was die dag en toe later van tyd het dit die naam gekry van die Groot Versoendag. Maar ek wil 'n bietjie met ons gesels oor toe God die Groot Versoendag ingestel het. En wat het gepaard gaan en wat moes gebeur het. En dit sluit eintlik, en ek wil eintlik 'n bietjie met ons gesels oor hoe het Jesus dit vervul. En as julle nou hierdie konsep gaan snap vanaand, dan gaan die res van die boek van Hebreërs vir julle baie sens maak. En ek gaan later in die lesings gaan ek ook praat onder andere oor die tempel, en ons gaan praat oor die tabernakels, en ons gaan praat oor al die tipe dinge. Maar ek wil vanaand wil ek 'n bietjie fokus op die Groot Versoendag, vir julle 'n bietjie verduidelik waaroor wat dit behels het, wat was die reëls, hoe het God gesê hulle moet dit doen, en hoe het hulle dit gedoen. En dan wil ek sommer so tussendeur julle sal sommer dadelik die ooreenkomste sien met wat Jesus aan die kruis gedoen het. En baie interessante feite wat ons kan deel rondom die Groot Versoendag. Nou as jy jou Bybel wil hê, kan jy vir my oopmaak in Levitikus. Levitikus in hoofstuk 16. Levitikus hoofstuk 16. En Levitikus in die Ou Testament. Nou, wat is die boek van Levitikus? Dis die boek van die Lewiete. Nou het jy al gehoor, as jy stout was, toe jy kind was, het jy altyd vir gesê, jy het vir iemand die Lewiete voorgelees. Nou, wat is die Lewiete? Dis die boeke van die wet, dis die wetboeke. Die wette wat gegee was aan die volk. En die Lewiete was een van die stamme gewees van Israel. Nou, een van die seuns van Jakob, sy naam was Levi. Nou, Levi was, dis waar die naam Lewiet vandaan kom. Die familie van Levi. Die nageslag van Levi is die Lewiete. En God het basies die priesteramp ingestel onder die Lewiete. En hy het gesê, slegs vanuit die huis van Levi mag hulle die priesteramp vir my bedien. So geen ander stam, daar was 12 stamme van Israel, nie een van die ander stamme mag die tempeldiens of die tabernakeldiens behartig het nie. Slegs die stam van Levi. So, nou onder andere, as jy gaan kyk, dat Aaron, en Moses, wie was hulle gewees? Aaron was vanuit die stam van Levi. Net 'n interessante ding, as ons 'n bietjie gaan kyk na stamme, soos, wie kan vir my sê Paulus? Wat 'n stam was hy? As jy bietjie in Korinte gaan lees. Hy het gesê, ek is ook 'n Israeliet, ek is ook 'n Israeliet uit die stam van Benjamin. Nou kyk julle my se skape in die nuwe plaas ek kyk. En
net interessant, ek sal 'n bietjie eendag met julle 'n bietjie lesing doen oor daai. Daai is, wow. Net so interessant, Saul, sy naam was Saulus. Saul, koning Saul, uit watter stam uit was hy? Benjamin. Saulus, Benjamin. Uit watter stam was Jesus? Nee, hy was uit die stam van Dawid nie. Hy was uit die stam van Juda. Dawid, uit watter stam uit was hy? Die stam van Juda. So dis vir interessant, maar in elk geval. So, daai is net 'n bietjie so, dis net 'n bietjie easter egg. Maar okay, Levitikus 16. Nou so, die Lewiete was opgestel en hulle mag alleenlik mag die priester aanbedien het. Die tabernakeldiens verrig het. Geen ander stam nie, slegs die Lewiete. En hulle was basies ook die ouens wat die wet moes toepas. As ek dit so noem, hulle moes seker gemaak dat die wet word toegepas. En hoekom? Want dit is waar dit kom van, hulle gaan vir jou die Lewiete voorlees, want waar kry jy die wette as jy gaan lees? Levitikus. Onder andere, dan kry jy al die verskillende wette en reinigingswette en al die tipe goeders. En so dit was uit die stam van Levi. So daar, as ons vir jou praat van Aaron, uit watter stam uit was hy? Levi. Want hoekom? Aaron was die eerste hoëpriester wat aangestel was. God het hom aangestel as hoëpriester. Hy sê slegs uit Levi uit, slegs uit die Lewiete uit, kan hierdie ampt vir my dien. Nou kom ons waar God die groot versoendag instel. En hy gee vir hulle 'n klomp dinge wat hulle moet doen. Nou, en hierdie sluit nou lynreg aan by Hebreërs, want onthou nou, Hebreërs beskryf Jesus. Die eerste paar hoofstukke van Hebreërs beskryf wie Jesus is. Dat hy groter is as die engele, dat hy groter is as die wet, dat hy groter is as Moses, as die offers, en dan in een gedeelte wys hy was, maar hy moes mens geword het, om met ons medelee te gehad het, dis hoekom hy mens geword het. En deur hierdie hoofstuk gaan jy ook sien hoekom Jesus mens geword het om met ons medelee te hê. Want dit alles wat Jesus verrig het aan die kruis, wil ek vir jou sê, kan jy sien in die groot versoendag. En as jy die res van die Hebreërs gaan behandel, dan gaan dit vir jou sens maak. Okay, maar kom ons gaan vanaand praat oor Levitikus 16, en ons gaan dit daarso begin vanaf vers 1. Hy sê, en die Here het met Moses gespreek, na die dood van die twee seuns van Aaron wat gesterf het, toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. Nou stop het gedaal. Blaai gaan terug aan Levitikus 10 toe. Nou, dan gaan julle sien wat het die twee gedoen. Nou, as jy na Levitikus 10 toe gaan, dan gaan jy sien van Nadab en Abihu. Jy gaan lees van die twee, dit was die twee seuns van Aaron. Nou, hulle het gesterf, hulle was aangestel om ook as priesters te wees van God, maar kyk wat het hulle gedoen. In Levitikus hoofstuk 10, dan vanaf vers 1, dan sê die volgende, en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit, en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Nou, okay, stop het gou eers daar. Julle gaan nou sien wat het hulle gedoen, en dan gaan julle verduidelik. Nou, wat hulle gedoen het was, hulle wou in die teenwoordigheid van God ingaan, op hulle terme, op hulle manier. En dit was nie hoe dit was in die Ou Testament nie. God, op hierdie stadium was dit basies geweest dat niemand jy kon nie net in die teenwoordigheid van die Here ingestap het nie. En wanneer jy wou nie, en hoe jy wou nie. En wat hierdie twee gedoen het is, en dit gaan nou vir julle sens maak, want hulle het elkeen 'n vuurpan geneem, sy vuurpan gevat. Julle gaan nou lees wat die Here sê hoe moet dit gedoen word. En hulle het dit nie gedoen nie. En hulle het die reukwerk daarop gesit, die speserye daarop gesit, en hulle wou so voor die aangesig van die Here gekom het. En kyk wat het gebeur, vers 2, daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan, hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. En nou vanaand gaan jy verstaan hoekom het hulle gesterf. Ok, nou gaan ons optel, en nou kom die Here hierso in Levitikus 16, en hy sê vir hulle, en hy roep vir Moses,
En vir Aaron, hy sê vir Moses die volgende, luister hierso, ek wil nie weer 'n herhaling hê van wat daar gebeur het nie. Kom ek gaan vir julle die regte manier gee, hoe om in my teenwoordigheid te kom. Want die mens het vandag ook hierdie mentaliteit, om te dink, ek kan net enige tyd, enige plek, hoe dit ook al is, hoe dit ook al sy, net in die teenwoordigheid van die Here inkom. Ek wil vir jou sê, oppas dat jy nie vreemde vuur voor die Here bring nie. Ek gaan dit so, I'm going to give you spoiler alert. Okay. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader, behalwe deur my nie. Jy sien, jy kan nie op grond van jou eie werke in God se teenwoordigheid inkom nie. Jy kan nie op grond van jou eie oortuigings, of vir jou eie dade, jou eie reukwerk, jou eie offerande, jou eie wat, in die teenwoordigheid van die Here inkom nie. Daar is slegs een manier om in God se teenwoordigheid te kan wees. Die dag toe Jesus gesterf het aan die kruis, wat het met die voorhangsel gebeur? Nou, hoe dit gelyk het in die tabernakel. Jy het buitekant jou brandofferaltaar gehad, en dan jou koper waskom wat hulle moes gereinig het, dan het hulle, as jy in die tabernakel ingegaan het, of in die tempel ingegaan het jy in die heiligste gekom, die heiligdom gekom, die heiligste, en dan was daar die menorah gewees aan die linkerkant, wat die ligbron was, aan die regterkant was die tafel van toonbrode gewees, wat die 12 toonbrode gehad het, wat die 12 stamme voorgestel het, en dan reg voor in die middel, voor die voorhangsel, was die reukofferaltaar gewees, waar daar reukoffers op gebring was. Dit was kole gewees wat gegloei het, waarop hulle dan speserye gegooi het, wat dan rook veroorsaak het, waar daai reuk uitgegaan, en dit het soos dit het die hele plek gevul met daai spesifieke reuk. En dan was dit die voorhangsel gewees, wat skeiding gemaak het tussen die heiligste en die allerheiligste. Nou in die allerheiligste was agter die voorhangsel, was waar die verbondsark gestaan het. Nou die verbondsark was die ark wat hulle rondgedra het, en wat met akasiëhout gemaak was, wat met goud oorgetrek was, en hy het basies 2 stukke gehad, die deksel, en dan basies die ark. Nou die ark self, dis die kas, en dan binne in die ark was daar 'n paar goed gewees. Daar was 'n pot met manna, en hier is baie belangrik wat ek vanaand vir jou sê, daar was 'n pot met manna, daar was die 10 gebooie, waaraan was die wet, dan was daar ook die 10 gebooie, wat hulle stikkend gegooi het. Onthou toe Moses op die berg opgegaan het, toe die Here vir hom die 10 gebooie gegee. Toe hy afgekom het, toe wat vind hy? Toe vind hy, hulle het 'n goue kalf gemaak. En toe vat hy die oorspronklike 10 gebooie en hy gooi dit stikkend. En toe het hy teruggegaan, hy het 'n tweede stel gaan kry. Maar die verskil tussen die twee was, die eerste in God self geskryf. Hy het stikkend gegooi. Nou daai klippe was alles in die verbondsark. En daar was ook die staf van Aaron, wat gebloei het. Nie gebloei het bloed nie, wat gebloei het, geblom het. Ok, dit was in die verbondsark. En dan was die versoendeksel. Dit was die deksel wat op die ark gegaan het. Die ark was oorgetrek met suiwer goud. Dan was daar 2 gerubs gewees, wat na mekaar met hulle uitgebreide vlerke oor mekaar gesit het. En daai versoendeksel het basies die troon van God gemaak op aarde. God self het gemanifesteer tussen die 2 gerubs op die versoendeksel. Nou gaan julle ook vanaand verstaan, as ek praat oor die offerstelsel en goeders, hoe dit gebeur het. En dan gaan jy verstaan hoe Nadab en Abihu, wat hulle verkeerd gedoen het. En hoe kom hulle doodgestraf was. Nou goed, nou kom die Here, en hy spreek met Moses. En hy sê vir hom hierso, en die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. So hulle het net nader gekom, hulle het net in die allerheiligste ingegaan, maar hulle het dit op die regte manier gedoen nie. En net so vandag wil ek ook vir jou sê, niemand kan na die Vader gaan, behalwe deur Jesus nie. As jy nie Jesus het nie, gaan jy sal die oordeel van God ontvang. Daar is geen ander redding op hierdie aarde gegee, waardeur ons gered word nie. Jesus is die volmaakte offer, hy is die weg, die waarheid en die lewe.
Jy kan nie uit jou eie werke uit jou eie geregtigheid probeer bewerkstellig, uit jou eie self uit jou menslike werke in God se teenwoordigheid te kan kom nie. Dit is waarom ons as ons bid, wat ons God sal nader deur Jesus Christus. Ons aanbid God die Vader deur Jesus Christus met die krag van die Heilige Gees. Want is alleenlik deur Jesus se offer wat ons na God toe kan nader. Vers 2, en die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ter eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie. Sê die Here dit baie duidelik vir hom, sê jy vir Aaron, hy kan nie net enige tyd voor my aangesig kom verskyn nie. Hy kan nie net hier instap, wanneer hy wil en hoe hy wil nie. Hy kan nie my kom ontmoet op sy terme nie. As hy my wil nader, moet hy my nader op my terme. Hy moet in my teenwoordigheid inkom op my terme. Jy weet jy, ek dink ons as mens vergeet wie God is. En weet jy wat is die awesome ding wat Jesus in die kruis gedoen het? Toe hy sterk te skeer daai voorhangsel. Verstaan jy die krag daarvan? Waar God gesê het, kom, jy is welkom om in my teenwoordigheid te kom. Alleenlik, omdat my seun se offer volmaak was. Niemand kon in God se teenwoordigheid ingegaan het nie. Nou, hoor jy, ek het dan vir julle verduidelik gewerk met die heiligdom en dan die allerheiligste, né? Dan sê hy, want, sodat hy nie sterf nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Nou, wat 'n wolk is dit? Julle gaan nou sien. Nou gaan julle verstaan wat het Nadab en Abihu gedoen. So, wat het gebeur? Daar het 'n wolk, dit was cloudy. As God gemanifesteer het op die versoendeksel, was daar 'n wolk gewees om sy heerlikheid basies te bedek. Dat die persoon wat daar gestaan het, nie in die direkte aangesig van God was en sou sterf nie. Daar was 'n wolk om, dink 'n bietjie toe God elke keer gemanifesteer het aan Elia en selfs aan Moses. Selfs met Elia, hy het hom in 'n rotskloof het hy hom toegemaak, hy het hom bewaar. As jy dink aan die seun van Aaron, wat die hoëpriesterlike seun, mag God sy aangesig oor die laat skyn, mag hy en al daai tipe goeders, jy weet. As jy dit gaan lees wat hy daarin sê, daar in Numeri 6, né? Hoor na die hoëpriester sê, hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Wat hy eintlik daar so sê, is die Here sal jou toemaak. He will cover you. Want enigiemand wat voor die aangesig van die Here kom, wat sê die Here, sal sekerlik sterwe. Jy kan nie sy heerlikheid eers so aanskou nie. Die Here sal jou seën en jou behoed. Daai behoed beteken He will cover you. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, while you are covered by Him. Sal hy sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. Hoekom? Sodat jy nie hoef te sterwe nie. Because you were in His presence. Dis bietjie huge. En dan sê, die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. Die enigste manier hoe jy voor God se aangesig gaan kom, is as hy jou bedek, as hy jou toemaak, as hy aan jou genade gee, en as daar vrede is tussen jou en God. That's huge. Ek dink hierdie mense dan besef meer wat dit ons te doen nie. Hy sal in jou vrede gee. Wie was die vrede wat gesluit was? Jesus.
Terwyl ons, sê Romeine 5, nog vyand van God was, het Jesus op die regte tyd gesterwe. Hoekom? Om vrede te bewerkstellig. Toe Jesus gebore is, wat het die engele gesing? Heilig, 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 en had hulle ook gesê, aan God, of aan die mensdom, welbehae, hy sê vrede op aarde, en aan die mense, hoor, vrede op aarde. Vrede tussen God en die mens. Jy sien, Jesus is die werkstelliger van vrede. God sal sy aangesig, sal jou behoed. Hy sê eers dat God sal jou seën. So sy seën sal jy wees, wat is sy seën? Hy sal jou behoed. Dan sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. You can be in his presence. En jou genadig wees. So that you don't have to die. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef. En aan jou vrede gee. You can be in the presence of the Lord. Because the peace was bought by blood. Jy kan in die aangesig vir die aangesig van die Here kom, omdat jou vrede gesluit was deur wat Jesus in die kruis gedoen het. Dit is bietjie diep, hoor. Nou begin jy al te verstaan wat het Nadab en Abihu gedoen. Hulle het nie geweet met wie hulle te doen nie. Hulle het geweet, maar hulle het nie geweet nie. Hulle het gedink hulle kan God nader op hulle terme, hoe hulle wou. Nee, ons weet, ons moet net van die reukoffers op die kole gooi, en dan kan ons daar ingaan. Toe nie. Nou kom hy so, hy sê, in Levitikus 16, ek gaan weer vers 2 lees, en die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie ter enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So daar moes 'n wolk gecreëer word, op die versoendeksel, wat God basies gebruik het om sy aangesig oor hulle te verhef, maar om hulle genadig te wees, om hulle te bewaar, om hulle te behoed, sodat hulle nie moet sterwe nie. The cloud was a covering. Okay. Nou sê die Here, nou gee hy hierso pertinent 3 goeders. Hy sê in vers 3 hierdie goeders. Hy sê, hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan. So as hy daar ingaan, in die heiligdom, voordat hy by die allerheiligste ingaan, hy sê, met 'n jong bul as sondeoffer en 'n ram as brandoffer. So hy sê, heel eerste, voordat hy in die allerheiligste kom, moet hy met 'n jong bul as 'n sondeoffer kom, en as 'n ram as 'n brandoffer. So, vir wie is daai offers? Vir Aaron self. Want Aaron moet daai offers, so wie moet daarmee inkom? Aaron. Aaron moet hiermee inkom, hy moet daai jong bul, moet hy offer as 'n sondeoffer vir wat? Vir sy eie sonde. Want hy kan nie, met sy ongeregtigheid, voor my verskyn nie. So, hy moes 'n offer eers gebring het vir homself. Want God, sonde kan nie voor God se oë bly staan en bly leef nie. So, daar moes eers boete gedoen geword het, vir sy eie sonde, vir Aaron se sonde, en hy was die hoëpriester. En dan sê hy 'n ram as 'n brandoffer. So, 2 offers wat hy moes gebring. Hy sê, dan vers 4, kyk nou hierso. Nou, die hoëpriester het verskriklike mooi klere gedra. So blou gewaad, dan het hy die borsplaat gehad, die goue borsplaat met die 12 stene, en julle sal sien, as julle ooit gaan kyk op die tempel instituut, sal jy sien, lyk die hoëpriester se klere. Hy was 'n verteenwoordiger van God se troon op hierdie aarde, van God se koningskap op hierdie aarde. So he was dressed in glory. Hy was in die beste bekleed, hy was met die beste bekleed, en he was a showpiece. Hy het 'n goue kroon, 'n suiwer goue kroon gedra, met suiwer goud. Jy weet, sulke tipe goeders. Hy was gloriful. Maar kyk nou hier wat sê die Here. Vers 4, hy moet 'n heilige linne rok aantrek, en 'n linne broek moet oor sy vlees wees. Nou, jy verstaan wat hy daarby bly, daarom ten minste 'n onderbroek dra. En met 'n linne gordel moet hy omgord, en 'n linne tulband moet op sy hoof wees.
Dit is heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. Nou wat baie interessant is, voordat hy daai klere aantrek, daai klere wat hy moes aantrek voordat hy by die aangesig van die Here gekom het, was nie daai skouspelagtige klere wat hy elke dag gedra het nie. Voordat hy in God se teenwoordigheid kon gekom het, voordat hy klere aangetrek het, moes hy homself gebad het in 'n waterbad. Nou daai is 'n onderdompeling basies. Dit was 'n submersion geweest. Hy moes hom van kop tot tone reinig. Okay. Was nie net so van hy vat 'n paar druppeltjies, hy moes hom volkome reinig. Dan daai klere wat hy moes aantrek was wit klere. Dit was wit klere, spesifieke wit klere was nederige klere. Hoekom? Want dit is nederigheid. Hy kom voor die Here in nederigheid. Nie in skouspelagtige of showing off way vir wie hy is. Ja, ek is die hoofpriester, ek is Aaron. Hy moes voor God verskyn in alle nederigheid. So die klere wat hy aangetrek het, dis hoekom jy gesê het, is hy wit klere, en dit is heilige klere, hy moet sy vlees bedek. Hoekom? Want hy moet nie onrein wees, hy moet homself reinig, hy moet in humility na die Here toe kom, want hy moet besef, hy kom in die teenwoordigheid van God. Ek wonder hoeveel van ons nader God nog in nederigheid, en hoeveel keer dan nader ons die Here in hoogmoed, en in trots, en in ons eie, ek wil eintlik sê ons eie, hoe gaan ek dit instel? Maar julle verstaan wat ek bedoel. Ons kan baie keer so vol wees van onsself. As ons met die Here praat, as ons met die Here bid, hoe praat ons met die Here? Weet jy, ons besef nie eintlik binne wie se teenwoordigheid ons kom nie. Ons besef nie meer met wie ons doen nie. Ons besef nie die voorreg van gebed nie. Ons besef nie wat dit beteken om in God se teenwoordigheid te wees nie. Imagine, ons was vandag in die Here se teenwoordigheid, is dit, hoekom leef jy nog? Jy verstaan, there's peace between God and man. Ek dink nie ons besef regtig wat die krag is en wat die impak is wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. So hy moet 'n heilige linnenrok aantrek. En 'n linnebroek moet oor sy vlees wees. En met 'n linne gordel moet hy hom gord. En 'n linne tulband moet op sy hoof wees. Nou kyk 'n bietjie mooi, sien jy die wapens, die wapenrusting se similarities hierso? Net so vir interessantheid. Dit is heilige klere. Hy moet sy liggaam in die waterbad en dit aantrek. So hy moet gereinig geword het. En dan praat verder, sê vers 5, en van die vergadering van die kinders van Israel. So hier, hy verduidelik dit twee goed. Hy sê so eerstens, as Aaron my wil kom nader, moet hy homself laat reinig, hy moet homself gaan onderdompel, hy moet homself gaan submerge, hy moet homself gaan skoon was, gaan reinig. Dan moet hy daai heilige klere aantrek. Hy moet homself verneder voor my, hy moet met nederigheid in my aangesig kom. En dan moet hy eerstens die bul gaan offer, 'n jong bul vir hom en vir sy gesin, jy gaan dit nou sien, en ook 'n ram moet hy gaan offer vir sy sonde, want hoekom? Want Aaron is 'n normale mens, hy is onrein, hy het sonde, hy doen sonde. Al is hy die hoofpriester, raai wat? Hy is toe nie so perfek soos wat hy gedink het nie. En dan moet hy daai offers eerstens vir homself bring. Dan kom hy sê, goed, en as dit nou afgaan is, so voordat hy nog enigstens vir die volk geoffer het, nog voordat hy enigstens iets vir die volk gedoen het dit begin by hom as hoofpriester. Hy moes homself eers gereinig het.
En dan eers kon hy vir die volk geoffer het. Nou kom die Here en hy gee die voorskrif vir die volk. Hy sê, as hy dit nou gedoen het, dan sê hy, van die vergadering van die kinders van Israel, moet hy 2 bokramme as 'n sondeoffer en 1 ram as 'n brandoffer neem. So, hier bedoel hy basies, daar moet 2 bokke wees, maar die 2 bokke moes feitelik identies gewees het. Ek wil eintlik sê soos 'n presiese tweeling. Die bokke moes so na as moontlik aan mekaar gewees het, dieselfde gewig, hulle moes dieselfde gelykheid, hulle moes dieselfde kleur gewees, hulle moes dieselfde, dit moes basies soos 'n presiese tweeling wees van mekaar. En een was 'n sondeoffer en die ander een was 'n brandoffer. En nou verduidelik hy basies wat het hier gebeur. Dan sê hy hierso, dan moet Aaron die sondeofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. So, voordat hy nog vir die volk kan offer, en voordat hy in die teenwoordigheid van die Here kan kom, moet hy eers die bul gaan offer vir homself. En nie net vir hom nie, vir sy gesin ook. So, hy moet eers geseker gemaak het, hy en sy gesin, hulle sondes is bedek. En dit is daar, en hy moes rein gewees het. Dan gaan hy verder, in vers 7, hy sê, hy moet ook die 2 bokke neem, dieselfde tipe bokke wat ek van gepraat het, hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. So kyk nou hierso. So eerstens moes hy die bul gebring het, en hy moes vir homself geoffer het. Dan moes hy 2 bokke geneem het, wat feitelik identies was. En hy moes hulle voor die Here kom stel het, en kyk wat gebeur, vers 8, en Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, die 1 lot vir die Here, en die 1 lot vir Azazel. Nou, daar is verskillende redenasies oor die Azazel, ek gaan nou oor Azazel praat, maar kom ons praat eers net oor die 2 bokke. Hy moet oor hulle die lot werp. Nou ons weet nie, die Bybel beskryf vir ons in hierdie opsig hoe is die lot oor hulle gewerp nie, of hoe is hulle gekies nie, maar basically die konsep kom daarop neer, dat daar is verskillende redenasies, verskillende teoloë wat verskillende maniere het hoe hulle na die lot gewerp het, maar dit sal of die Urim wees, of dit sou 'n lot gewees het wat geval het, of dit sou iets gewees het. Hulle sou 'n naam geskryf, of dit sou, maak nie so, maar dit is nie nou relevant nie. Maar die feit van die saak wat hier gebeur het is, die offer wat vir die Here was, wat God geoffer het, was 'n offer nie wat hulle gekies het nie. Dit was ek wil eintlik sê, the offer was left to chance. Die offer was in die hand van die Here gelos, die bok wat gekies was. As hulle oor hom die lot sou werp, basies wat sou beteken het, dat 'n mens nie insaag gehad het, in watter bok gekies was, vir die Here nie. God self moes die lam gekies het, die bok gekies het, wat hy geoffer wou gehad het. God self moes gekies het, wat 'n een. Hy moes daai offer bewerkstellig het. Hulle, van 'n mense kant af kon hulle nie die offer kies nie. OK. So, hulle moet nou die een moes hy gewerp, die een lot vir die Here en die een lot vir Azazel. So die een bok sou geoffer geword het aan die Here, was die brandoffer, en die ander bok was die Azazel. Nou die ander benaming vir Azazel, daar is ook verskillende redenasies oor die betekenis van Azazel, want hy brei nie ook, die Bybel brei nie vir ons baie daaroor uit nie, maar in hierdie geval, ek wil eintlik sê, die ander benaming vir die Azazel is die sondebok. Het jy al gehoor van die sondebok? En van die, of in Engels beskryf het eintlik vir my beter, the scapegoat, of the scapegoat. As iemand byvoorbeeld sê, this guy is a scapegoat, beteken hy het weggekom, hy het weggegaan, hy het ge-escape. En dan, so, daar's redenasies, party sal sê, dit was die duiwel, ander sal sê, dit was die berg waarvan hy afgegooi was, daar was baie redenasies oor wat Azazel beteken, maar in hierdie konsep kan ons eintlik sien, dit het meer gegaan oor die konsep van die wegdrywing van sonde, die wegdrywing van het. So ek wil eintlik persoonlik met die idee gaan van 'n scapegoat, om weg te kom, om hom weg te vat, want as ons sien wat hulle met die bok moes gedoen het. So,
Dis wat die Azazel is. So daar's 2 bokke dan gebring. So ek hoop ek maak julle verward nie. So die bul wat hulle geoffer het, was vir 'n Aaron en 'n ram, en dan was daar die 2 bokke vir die volk. Goed. Vers 9. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondeoffer berei. So dan die bok wat God dan nou verkies het om vir hom 'n offer te wees, moes Aaron, nadat hy eerste vir homself geoffer het, nadat hy homself gereinig het, nadat hy moes hy dan daai bok geoffer het vir die Here. Dan kom hy verder, sê vers 10, maar die bok waar die lot vir Azazel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Azazel in die woestyn te stuur. Nou, hier kan jy verstaan, ek ben ingesê vir baie mense sal sê, dis 'n demoon of is die duiwel, en dit is, want as jy kyk na die benaming, dit maak jy altyd lekker sens wat hy hierso bedoel nie. Wat beteken om vir Azazel te stuur? Bedoel hy moet hom vir iemand stuur, of bedoel hy moet net weggedryf word? Dis hoe ek sê, in hierdie geval, dink ek, dit beskryf meer om hom weg te dryf. Nou, dit beskryf eerder die ding wat hy moes gedoen het, hy was 'n scapegoat. Van wat nou moes gebeur het is, as hy dan die bok bereid vir die volk geoffer het vir die volk, dan moes hy die sondebok lewendig, Aaron hierdie bok gevat het voor die aangesig van die Here. En kyk, en dan sê hulle moes versoening bewerk deur vir Azazel in die woestyn te stuur, bedoelende van, hulle moes hom wegdryf in die woestyn in. Hulle moes hom wegstuur in die woestyn in. So, dan gaan hy weer verder vers 11, dan hy verduidelik weer gaan hy weer terug na Aaron, dus jy moet nie jy mekaar raak tussen hierdie klomp goeders nie. Hy praat, onthou, daar is 2 van wie hy praat, van Aaron, wat hy vir homself het sy huisgesin moes doen, en dan vir die volk. Ok, so nou gaan hy weer terug na Aaron, hy sê, Aaron moet dan die sondeofferbul, wat vir hom bedoel is, laat aankom, en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondeofferbul slag, wat vir hom bedoel is. So heel eers, voordat hy vir die volk kan doen, herhaal die Here dit weer, moet hy eers vir homself offer. Kyk nou hierso, nou gaan jy verstaan wat Nadab en Abihu gedoen het. Kyk nou hierso, vers 12. So hy moet die sondeofferbul slag, né? En die 4 pan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem, daarby 2 hande vol fyngestampte reukwerk van die speserye, en dit binnekant die voorhangsel bring. So dan moet hy 2 hande vol van daai speserye vat, en dit op die reukoffer gooi. Hulle het sulke houertjies gehad, wat hulle die kole ingesit, die gloeiende kole, wat hulle dan die speserye en die goeder op sou gegooi het, en dan sou dit rook gemaak het. Dit sou 'n verskriklike klomp rook gemaak het. 2 hande vol van daai speserye op daai kole maak heavy baie rook, en daai reukwerk en alles. Kyk wat gebeur dan. So dan moes hy daai reukoffer gebring het. Hy moes die 4 pan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem, so die altaar wat voor die Here was, en dan 2 hande vol fyngestampte reukwerk van speserye en dit binne kan die voorhangsel bring. So dan moes hy eers ingegaan het met daai. En daai rook sou wat gevorm het? 'n wolk. Hy kon nie net ingestap het in die allerheiligste nie. So daai reukoffer was die wolk wat jy sou gesien het, as jy gesien hoe dit die tent was, dit sou gelyk het soos 'n skoorsteen wat uitrook, so baie rook sou dit gewees het. Dit sou soveel rook gewees dat jy eintlik nie eers jou mooi kon sien wat voor jou aangaan nie. En onthou, in die allerheiligste was daar nie lig nie. Die enigste lig was die voor gewees in die heiligste, waar die menorah gestaan het. So God se lig sou daai plek gevul het. So, hy bring daai rook dan daarin. Kyk nou hierso, vers 13. En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. So Jesus sê, onthou jy met die priesterlikes, die hoëpriesterlikes, die Here sal jou bewaar. Hy sal sy aangesig weerskyn, hy sal jou genade gee.
So, en daar sal vrede wees, laat jy nie. So daai rook het die binnekant bedek en toegemaak. Want God het op die versoendeksel gemanifesteer. Dat hy nie in die direkte aangesig van God kon kyk om so te sterwe nie. Ek dink dit was bietjie 'n broekbenoude oomblik as hy daai gordyn moes wegtrek en hy moes daar instap. Hy sê die versoendeksel wat op die getuienis is, kan dit nou wat op die getuienis is. Wat se getuienis? Wat was in die verbondsark? 'n pot met manna, waaroor die Israeliete gemou het, toe die Here vir hulle gesorg het. 'n stikkende 10 gebooie wat uitmekaar gegooi is, omdat hulle God se wet gebreek het. Die ander 10 gebooie wat hulle nie onderhou nie. En die staf van Aaron wat die Here moes gegee het om hulle ongeloof mee aan te spreek. Kan jy verstaan hoekom sou hulle sterf as hulle in daai teenwoordigheid, in God se teenwoordigheid gekom het, want die getuienis teen hulle was: julle is ondankbaar, julle breek my wet, julle val in sonde, julle is ongelowig, en dan wil jy in my teenwoordigheid kom. Dis wat Nadab en Abihu gedoen het. So, die reukoffer het die wolk vervul, wat dan basies die versoendeksel bedek het, dat die getuienis nie teen Aaron sou wees nie, dat hy sou sterf nie. Onthou, op die stadium het hy nog nie die bloed gestort nie. Hy moes eers in gereedheid kom voor. Nou, as jy gaan lees in die Bybel, praat hy altyd van, as hy praat van gaan lees in Openbaring ook, en hy praat van die reukwerk, wat voor God se gesig aangaan, hy sê, laat dit 'n welriekende geur voor die aangesig wees. Wat is dit? Die gebede van volk. So, as jy in God se teenwoordigheid wil ingegaan het in vandag, hoe kom ek en jy in God se teenwoordigheid? Hoe kry ons harte gereed? Hoe kom ons in gereedheid om in God se teenwoordigheid te kan kom? Deur praise and worship, deur aanbidding, deur gebed. Ja, gehoor as ons praise and worship, en ek bid en ek sal vir jou sê, laat dit 'n welriekende geur voor die aangesig wees. Dis waarna ek verwys. Dis 'n offer wat jy op die reukaltaar basies plaas, om to come closer to God's presence. Laat die wolk the Holy of Holies kan vul, laat die wolk, ek weet nie om in Afrikaans om vir dit te beskryf nie, maar laat ons in God se teenwoordigheid, laat hy sy aangesig oor ons kan laat skyn en ons vrede gee. Dis wat aanbidding doen. Dis my besig van, as jy in God se teenwoordigheid wil wees, veral in die kerkdienste, jy moet jou hart in gereedheid kry om in God se teenwoordigheid te wees. En ons sien dit nie meer vandag nie. Wat se vers trek ons nou? Ok, vers 30, ek gaan net weer lees. Hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here. So die rook versteek die versoendeksel basies. Die getuienis wat daarin is. Kyk wat hy nou doen. Vers 14. En hy moet van die bloed van die bul neem. Nou moet hy offer doen eers vir wie? Vir homself. Hy moet die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Hoekom 7 maal? Dit moet 'n volmaakte covering wees. Maar kyk net hierso. Kyk net hierso. Hy moet dit op die versoendeksel sprinkel. Waar manifesteer God? Tussen die gerubs op die versoendeksel. Daar is die rook wat die allerheiligste vervul. Wat 'n barrier vorm, as ek so kan sê, 'n beskerming vorm tussen hom en tussen God.
En dan moes hy die bloed eerstens vir homself offer, omdat hy self sonde gehad het vir hom in sy huis. En hy moet die bloed eerstens sprinkel op die versoendeksel. Wat het die bloed gedoen, basies? It covered the witness. Die bloed het die getuienis teen hom bedek. Dan moes hy voor die altaar 7 maal weer eens die bloed sprinkel tot vergifnis van sy sonde. Onthou, wat as ons teruggaan in Egipte, wat het die Here gesê, julle moet die bloed vat van die lam teen julle deurposte smeer, when I see the blood, I will pass over you. Nou kyk nou in hierdie geval, die bloed het nie die getuienis weggeneem nie. Die getuienis was nog die hele tyd teen hulle. Die bloed was slegs 'n covering van die getuienis teen hulle. Vers 15. Dan moet hy die sonde offerboksslag, nadat hy nou eers vir homself geoffer het, moet hy die sondeboksslag, die sondeofferboksslag, wat vir die volk bedoel is. Jy sien, so eers moet hy vir homself gaan bedoel en vir sy huisgesin. En sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. So dan kom hy voor die bok wat, die bok wat God gekies het. Sy bloed word dan nou ook gesprinkel op die versoendeksel, om die getuienis teen die volk te cover, toe te maak. En dan moes hy dit ook voor die altaar gedoen het. Hy sê op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. So, nou moes hy die heiligdom ook reinig, want het was aangeraak deur mense hande. So enige iets wat deur 'n mens se hand aangeraak is, moes hy gereinig het nadat hy self eers gereinig is. Want dit kan nie in God se teenwoordigheid. Nou verstaan jy wat het Nadab en Abihu gedoen. Hulle wou net in God se teenwoordigheid kom en hulle het nie met enige covering, die getuienis was teen hulle. Hulle het uit hulle eie werke, uit hulle eie geregtigheid, uit hulle titels, uit hulle amp, uit hulle volk wat hulle, uit hulle stam wat hulle is mos Lewiete, uit hulle amp wat hulle bedien het, uit hulle eie werke uit, het hulle voor die aangesig van die Here probeer kom, waar die Here nie vir hulle gesê het, julle kan kom nie. Waar die Here nie vir hulle, waar hulle nie bloed gehad het om te cover die getuienis teen hulle nie. So die getuienis teen hulle het hulle laat sterf. Goed. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen. So sonde maak het selfs die tabernakel onrein gemaak. Van die mense het dit in onreinheid aangeraak, en enigiets waar hulle aangeraak het, was onrein. Dan gaan hy verder, hy sê, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel, en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees, so moet hy doen vir die tent van samekoms, wat hy by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En dan vers 17, kyk nou hierso, en niemand mag in die tent van samekoms wees, as hy ingaan, om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom, vir sy huis, en vir die hele vergadering van Israel. So wat sê die Here hierso? Aaron alleen moet in die tempel wees, almal moet buitekant wees. Hoekom? Want hulle ontreinig die plek. So hy moet eers homself reinig, hy moet eers 'n offer bring vir homself,
En dan kan hy in teenwoordigheid kom, vir homself offer, dan eers vir die volk, en dan moet hy die tabernakel reinig, en niemand mag daar wees as hy dit doen nie. Toe Jesus gesterf het, toe hy opgestaan het uit die dood, toe verskyn hy aan die vrouens, en hy sê vir hulle die woorde, raak my nie aan nie, want ek was nog nie by my Vader nie. Raak my nie aan nie. Hoekom moes hulle hom nie aanraak nie? Want hy het nog nie die offer in die hemelse tabernakel voor die versoendeksel gebring nie. He didn't offer his blood there yet. En daarna te verskyn hulle in die middel, toe Thomas daar was en hy sê vir hulle, vat aan my. Toe kon hulle hom vat, hoekom? It was finished. Hy was, nou, die interessante ding, Jesus was sondeloos. Hy het nie nodig gehad om vir homself te gaan offer nie. Hy was die offer vir die sonde. Hy was die lam wat gekies was deur God om te gaan offer. En nie in die aardse tabernakel nie, maar in die hemelse tabernakel. En die bloed op die versoendeksel het slegs die sonde, die getuienis teen die mens bedek. Maar Jesus is die lam van God wat die sonde wegneem. Julle sit hier soos dweil, julle verstaan julle daai ding, grasp julle die diepte van daai. Johannes het sê, daar is die lam van God, nou gaan dit vir julle sens maak, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Die sonde, die bloed van bokke en stiere, julle gaan dit sien later in Hebreërs, het slegs die sonde bedek. Kon dit nie weg was nie, kon dit nie wegvat nie. Die getuienis was teen die volk. Maar Jesus het sy bloed in die hemelse tabernakel gaan offer. Volmaakte bloed, hy het nie nodig gehad om vir homself te offer nie, want hy was sondeloos. Hy was 'n vlekkelose lam, sonder enige gebrek. Hy was die perfekte hoëpriester, wat kon instap in die hemelse tabernakel, en nie met die bloed van bokke en stiere nie, soos wat die Bybel sê nie, maar met sy eie bloed, met goddelike bloed gegaan, en hy die sonde van die wêreld weggeneem. Hede, verlede en toekomstig. En toe dit gebeur, toe skeur die voorhangsel. Toe Jesus sterf en sy bloed offer, toe skeur hy voorhangsel in die tempel. En die voorhangsel is weg en God sê, kom, daar's vrede tussen my en julle. Die getuienis teen julle is weggewas. Die getuienis teen julle is skoon, is gone. Gone at last, thank God my sins are gone at last. Kan jy vir jouself dink? Ek sê ons besef nie dit nie, want toe daai Jode tot bekering gekom het in Jesus om te besef, my sonde is vir ewig weg. Die getuienis teen my is weg, die skuldbrief teen my is weg. Daai 40 jaar in die woestyn wat hulle gehad is weg. Dit vir interessant. Dit vir interessantheid. Dit is interessant dat daar nie 'n tempel vandag staan en 'n verbondsark vandag is nie, want God wil dit vir hulle so duidelik maak. Maar wat wil hulle doen? Hulle wil dit weer herbou. Maar gaan hy verder. Kyk nou hierso. Nou hierso kom hy, as jy dink, dit was nog nie die kruks van die storie nie, ons kom nog daarby. Die Bybel is awesome. So niemand mag in die tent van samekoms wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen totdat hy uitkom nie. En versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Jesus was alleen. Hy was alleen in die graf. Hy was alleen by sy Vader. Hy was alleen in die heiligdom, toe hy sy bloed gaan offer het. Dan moet hy na die altaar uitgaan, wat voor die aangesig van die Here is, en daarvoor versoening doen. So hy moet die altaar ook gaan reinig, né?
Hy moet van die bloed van die bil en van die bloed van die bok neem en dit rondom die horings van die altaar stryk. So hy moet selfs die altaar gaan reinig. Met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel, moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. So omdat dit op die aarde was en in kontak was met mense. Vers 20, nou kyk nou hier. As hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, moet hy die lewendige bok laat inkom. So nadat hy nou alles gereinig het, so nadat hy van homself geoffer het, nadat hy die sondeoffer vir die volk gebring het, nadat hy alles van het, nou moet hy die lewendige bok bring, nou moet hulle die Azazel bok bring. Nou bring hulle daai bok wat nou lewe. En nou gaan daar, ek wil eintlik sê in Engels, 'n transfer plaasvind, 'n oorplasing plaasvind. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewende bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel. Ja, ek dink dit het lank gevat. En al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees, en hy moet die op die kop van die bok lê, en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Luister mooi, so hierdie bok moes hulle gebring het, hy moes sy hande op sy kop lê, dan moes hy al die sonde van die volk, moes hy geplaas het, moes hy bely het op hierdie bok, hy moes het getransfer het na hierdie bok toe. En dan was daar 'n man wat gereed gestaan het met 'n lat, dan moes hulle hierdie bok in die woestyn injaag. So daai bok moes, dis hoekom ek sê die Azazel, hy moet weggaan. Die sonde moet uitgedryf word. En daai man het gewoonlik daar gestaan met 'n stok en as hy verbykom met daai bok geshaya tot in die woestyn in. Wat het Jesus in die kruis gedoen? Hulle het hom gegeesel, hulle het hom verbrysel, hulle het hom geslaan. En God het die mensdom se sonde op Jesus laat neerkom. Hy was die Azazel. En hy was in die graf ingestuur. Want hy bok sou sterf in die woestyn. Nou, vir baie male sou hulle nie geweet het, hulle het vir 'n stadium met hulle nie geweet, hoe weet hulle dat God die sonde van die volk vergewe het nie. Hulle sou 'n rooi stryk om die horings van die bok geplaas het. Dan wanneer hulle daai bok uitgestuur het, soos wat daai bok uitgehardloop het uit die kamp uit, het daai rooi stryk wit verkleur. Wat gewys het, dit was tot vergifnis van hulle sonde. God het die sonde vergewe. Maar wat interessant is volgens Joodse geskiedskrywers, van plus minus omtrent 40 na Christus, wat hulle 'n rekord van gehou het daai rooi, en tot dit met die tempel verwoes was, né? 70 na Christus, van tussen 40 en 70 na Christus, het die lint nie meer wit verkleur nie. Van 40 na Christus tot 70, daai tydperk, van nadat Jesus gekruisig is, tot en met die tempel verwoes was, het die 40 jare in die woestyn, maar het die lint nie weer wit geword nie. Het rooi gebly. Hoekom? Want Jesus het dit klaar vervul. En hulle verwerp Jesus. Daar is geen offer vir die sonde as jy nie Jesus het nie. Dis dan volgens, daai wat ek nou vir jou sê, is volgens oorlewering, okay? So jy gaan nie dit in die Bybel kry, dit is volgens, daai van wat ek nou vir jou vertel, is volgens die gebruike en Joodse geskiedskrywers en goed wat dit nou geskryf het. Okay, so dit is nou nie, so ek maak dit net duidelik, dis nie 'n opinie, dis wat Joodse geskiedskrywers geskryf het. So dis nie ek wat dit sê nie, dit is volgens oorlewering van die Jode self. Maar net interessant, dat vandat Jesus gekruisig tot en met die tempel verwoes was, het die lint nie weer wit geword nie. Maar interessant, was 'n wonderwerk wat voor hulle oë plaasgevind het. Later van tyd om seker te maak dat die bok nou wel doodgaan in die woestyn, het hom van 'n kraans afgegooi. Net om seker te maak en dan gewoonlik as hy bok sterf, dan word hy die lint wit. Dit was wat gebeur het. Dan gaan hy verder, hy sê, vers 22, so met die bok dan op hom, al hulle ongeregtighede na 'n woeste land wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. So, wat het gebeur met Jesus? Hy was die sondebok. Hy was as en toe, snaaks genoeg, toe Jesus gekruisig is, het hy 'n rooi kleed gehad, sy kleed was bevlek van bloed, en toe hy die dood uit opstaan,
het hy 'n wit kleed gehad. Ek love die Bybelstudie. Weet nie van julle nie. Alles in die woord het betekenis. Ek hoop het bless julle sover. Maar dit doen vir my. So met die bok dan om al die ongeregtigheid in die woest, na 'n woeste land wegdra. Vers 33. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linneklere uittrek. Kyk nou hierso. Hy gaan die tent van samekoms in en hy moet daai linneklere uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die heiligdom ingegaan het. So daai nederige klere trek hy uit. En dan moet hy sy liggaam op 'n heilige plek in water bad en sy klere aantrek. Nou moet hy aantrek, hy moet nou sy hoëpriesterlike klere aantrek. He's glorified clothing. Sy hoëpriesterlike klere met die goue kroon en daai helder klere met die borsplaat en nou kan hy afshow vir die volk, as ek dit so kan noem. So hy gaan nadat dit gedoen is, hy gaan trek sy daai nederige gewaad uit. En hy trek sy hoëpriesterlike klere weer aan. Sy glorified. Wat gaan met my en met jou gebeur? As ons in hierdie lewe, ons lewe neerlê, ons sondige lewe neerlê, gaan ons opgewek word in 'n glorified body. In rein en blink fyn linne. Man! Vers 35. Ook moet hy die vet van die sondeoffer op die altaar in die brand steek en hy wat die bok vir Asa weggedryf het met sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar kom. Maar die sondeofferbul en die sondeofferbok waarvan die bloed ingebring is om versoening te doen vir die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring en hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet daar verbrand word. En hy wat verbrand moet sy klere was en sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar inkom. Kyk dan vers 29. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. So hier kom God en hy stel dit vir hulle in, vir Israel. Hy sê in 7de maand op die 10de van die maand moet julle verootmoedig en geen werk. Nou praat hy met die volk. Hy sê wanneer dit gebeur, wanneer Aaron alleenig besig is met hierdie offer, wat moet julle as volk dan doen? Julle moet julle verootmoedig en geen werk doen nie. Wat is verootmoedig? Jy moet jouself gaan ondersoek. Jy moet met berou na die Here toe kan gaan. Die kind van die land sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef, want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig van al julle sondes, moet julle voor die aangesig van die Here rein word. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees en julle moet julle verootmoedig. Dis 'n ewige insetting. Weet jy wat? Hoe kom ek en jy? Hoe ontvang ek en jy? En hoe reageer ek en jy op die offer van Jesus? Kom ek en jy met berou oor ons sonde na hom toe. Kom ek en jy met berou en sê Here, vergewe my vir my oortreding wat ek teenoor U gedoen het. Hulle moes geïdentifiseer het met die offerlam. Hulle moes geïdentifiseer het met die lam wat geoffer word ter wille van hulle oortredinge. Hy sterf namens hulle. Dit moes 'n dag gewees het waar hulle siel en gees gebreek was. Omdat 'n onskuldige dier moes gesterf het in 'n plek. En net so ek en jy, as ek en jy, weet jy wat ek en jy besef nie altyd wat die offer van Jesus beteken nie. Ons vat dit so vreemd, ons vat dit so vanselfsprekend, want die offer van Jesus, wanneer ek en jy besef wat het hy vir my en vir jou gedoen aan die kruis, waartoe het hy gegaan, weet jy, dit moet my siel breek, wanneer ek vasgevang is in sonde, wanneer ek vasgevang is in ongeregtigheid, wanneer ek in daarin bly wandel, wanneer ek hardkoppig is daaroor, jy sê, wanneer ek na Jesus toe kom, dit moet my hart breek, want ek weet waartoe en ek besef, waartoe het hy gegaan op die kruis. En wat het hy vir my gedoen? Hoe hy uitmekaar het geslaan is, hoe hy die offer was vir my. Een dag van volkome rus moet dit vir julle wees. Wat se rus is dit? The cross was enough. Ek kan nie vir myself werk vir my reding nie. Ek moet rus met geloof en vertroue dat die offer van Jesus volkome was. Net soos dat hulle moes gerus en vertrou het dat die offer
vir hulle bedek was. Dat dit vir hulle gedoen is. 'n dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Dis die ewige insetting. En die priester wat gesalf en aangestel word om die plek van sy vader, die priester om te bly, hy sê soos die nageslag, moet die versoening doen, en hy moet die linne klere, die heilige klere aantrek, die versoening doen, die allerheiligste, en ook die tent van die samekoms, die tent, en dan gaan hy aan, en hy verryk vir hulle, so selfs julle nageslagte, as Aaron, as jou nageslag kom, moet hulle dit presies dieselfde doen. Nee. Eenmaal in die jaar, kyk as in alle sondes, eenmaal in die jaar versoening doen. En hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. Nou hier stel die Here basies die orde van Aaron in. Nou hoor nou mooi. Die orde van Aaron. Wat is die orde van Aaron? Dit beteken, as Aaron gesterf het as hoëpriester, het daar iemand anders in sy plek gekom. Het daar iemand anders in sy plek gekom, Daar was 'n orde wat gevolg was, en dit moes 'n aaneenlopende proses gewees het, vir hulle. So as die een sterf, die volgende een. As die een sterf, die volgende een. Want hoekom? Want hulle almal hulle almal het sonde gehad. Elke hoëpriester het sonde gehad. Maar Jesus het net eenmaal vir die sonde gesterf. Hy gaan nie weer op sterf. Hoekom? Want sy offer was 'n volkome offer. Jesus se offer was 'n volmaakte offer. En daarom kon hy in die heiligdom ingaan eenmaal. En daarom is dit nie nodig vir enige ander hoëpriester om in Jesus se plek te kom nie, want sy bloed was volkome, sy bloed was genoeg. En ek dink as ons verstaan waaroor die groot versoendag gegaan het, en ons kyk vandag in ons eie lewe, wil ek eintlik vir mense vra, wat doen jy met die offer van Jesus? Wat doen jy by besef jy wat die offer van Jesus vir my en vir jou beteken? Dat deurdat Jesus sy bloed geoffer het, hy was die reukwerk wat voor God gekom het. Sy bloed het nie net die getuienis teen ons toegemaak nie, dit het dit weggevat. Die aanklag teen ons is weggeneem. It is done, it is finished. Die voorhangsel het geskeur, en ek en jy kan enige tyd, enige plek, in die teenwoordigheid van die Here instap. Omdat Jesus aan 'n kruis gesterf het. Omdat Jesus daardie offer volbring het aan die kruis. Ek dink nie ons as mensdom besef. Daarom sê die Bybel vir ons, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan. Vir ons wie gered word, is dit die krag van God. Jy sien, jy kan nie die Nuwe Testament gaan nie vir jou enigstens sens maak, as jy die Ou Testament verstaan nie. Die Nuwe Testament is die vervulling. Ek en jy leef in God se vrede. En ek dink nie ons as mensdom besef vandag wat beteken dit om in vrede met die Here te wees nie. Nadab en Abihu het nie die vrede van die Here gehad nie. En net in sy teenwoordigheid gekom het, op hulle terme, het hulle dood gekos. God het hulle nie ingenooi nie. Hulle kon slegs eenmaal in 'n jaar kon slegs een man in God se teenwoordigheid kom. Nou kan ek en jy, wanneer kan jy na God nader? Wanneer kan jy in aanbidding na die Here toe gaan? Wanneer kan jy in sy teenwoordigheid gaan vertoef? Wanneer kan jy met die Here gaan praat? Die enigste rede hoekom God my en jou nie wegdryf, my en jou nie doodslaan nie, is omdat die bloed van Jesus my en jou bedek.
Ek wil vir jou sê, aanbidding is baie dieper en baie groter as wat ons regtig besef. Wat maak jy met die offer van Jesus? Wat maak jy, hoe reageer jy dat hy vir jou sonde gesterf het? Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanaand vir hierdie woord. Dankie Here, dat vanaand die woord vir ons so lewend geword het, Here, dat ons 'n prentjie kon sien wat ons dalk nie altyd raak sien en noodwendig raak verstaan nie. Here, u woord is vir ons so kosbaar. Here Jesus, dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis kan woorde nie beskryf nie. U het u lewe vir ons gegee. U het ons gereinig van die ongeregtighede. U het ons sonde weggewas. Here, sodat ons in u teenwoordigheid kan kom. Wat 'n voorreg is dit nie. Here, vanaand wil ek kom en ek wil kom bely en sê, Here, ons vat dit baie male vanselfsprekend net om in gebed te kan tree. Vergewe ons daarvoor, Here. Here, wat 'n vraag om te vra, wat doen ek met die bloed van Jesus? Wat doen ek met die offer? Vader, wat 'n voorreg is dit om u te kan aanbid, om vrede en u vrede te kan mag beleef. Ons verstaan nie al hierdie dinge altyd nie, Here. Maar al wat ek vanaand weet is, Here, met 'n dankbare hart kan ek net vanaand sê, dankie Here vir u genade. Heilige Gees, sal u die naprediker wees van hierdie woord, sal u die woord in ons harte seën, en sal u die woord in ons harte lewend maak vanaand. Ek bid dit vanaand in Jesus naam. Amen.